Ons skriflesing is uit Romeine 1 vanaf vers 18 tot 21, ook soos dit op die bulletin staan, Romeine 1 vers 18 tot 21. Want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Omdat wat van God geken kan word, in hulle openbaar is, want God het dit aan hulle openbaar. Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie, omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle het dwaas geword in hulle oorlegginge, en hulle onverstandige hart is verduister. Net tot sover. Nou ten einde hierdie skrifdeel reg te verstaan, is dit baie belangrik dat ons weer eens na die groter prentjie kyk, en julle weet dit nou al goed, dat ek voortdurend beklemtoon dat ons 'n beter verstaan van die woord van God het, as ons dit altyd binne die groter prentjie verstaan. Dat ons verstaan hoe hierdie openbaring wat in hierdie spesifieke verse aan ons geopenbaar word, deur die woord van God, deur Paulus geskrywe aan die gemeente in Rome, hoe hierdie openbaring teen die agtergrond van die hoofstuk, teen die agtergrond van die brief, die agtergrond van die Nuwe Testament, teen die agtergrond van die Bybelse openbaring verstaan moet word. Met ander woorde, wat is dit wat God wil hê dat ons uit hierdie verse moet verstaan? Ons kan dit ook so stel. God se waarheid word in sy woord, die Bybel, geopenbaar. Dit wat God wil hê dat ons moet weet en verstaan. Nou goed, hoe verstaan ons dan hierdie spesifieke openbaring in Romeine 1 vers 18 teen die agtergrond van die groter openbaring van hom en sy woord? Daar is daar die groter openbaring. Hy openbaar homself in die natuur, sy skepping, ons het al voorheen daarna verwys. Maar dan het hy sy spesifieke openbaring gegee deur sy woord. Dit wat ons in die Nuwe Testament bymekaar is, maar saam met die Ou Testament wat voorspel het van die redder wat kom, dat ons dit saam verstaan as sy openbaring. Nou wat wil hy hê dat ons hier in Romeine 1 vers 18 moet verstaan? En ons moet die groter prentjie dan so insien. God het die mens na sy beeld geskep. Die enigste wese wat so geskep is. God het die mens van alle wesens na sy beeld geskep. En dis waar ons begin. Dis die groter prentjie. En dis belangrik dat ons dit teen die groter prentjie moet sien. En dit het so baie implikasies, die feit dat ons na sy beeld geskep is. En vandag kyk ons na slegs een, en dit is dat die besondere verhouding en kommunikasie tussen God en mens, wat God so gewil het, moet ons verstaan met inagneming van God. En wanneer ons praat van die inagneming van God, kan ons dit nie doen sonder om van sy heiligheid daarbij in te sluit nie. Want dit is die een besondere eienskap, God se heiligheid, wat hom totaal afsonder van ons. En dit is dan ook die een groot eienskap van God, die belangrikste eienskap van God, die een wat ons hoegenaamd op geen manier op ons eie kan wees, en dit is heilig as hy ons nie daarin help nie. So hier het ons God en sy heiligheid, en hier kom die mens, en nou kom ons by die volgende aspek van die openbaring waarna ons kyk, hoe die mens dan teen God se heiligheid sondig, wanneer hy God se wet, sy gebod oortree, om nie van daardie boom te eet nie. God, sy heiligheid, die mens wat na God se beeld geskep is, in God se teenwoordigheid, die mens sondig, hy gaan teen God se woord in daardie
band tussen God en die mens word afgesny deur die sonde. Nou sit ons met God in sy heiligheid en die mens in sy sonde. Dit is in die eerste plek die agtergrond waarteen ons Romeine 1 vers 18 moet verstaan. En tot groot droefenis is die verhouding nou versteur. Die mens se verhouding met en kommunikasie met God was vernietig, omdat die mens se aard beïnvloed is deur die sonde. Sy aard het verander na sondig. Hy was nou sondig. En God se heiligheid kan nie sondigheid in sy teenwoordigheid toelaat nie. En daarom moes die mens uit God se teenwoordigheid verwyder word, wat God dan ook gedoen het, deur die mens uit die paradys te stuur. En so sou die mens se verhouding tot God voortaan gekenmerk word deur hierdie gebrokenheid, deur die geskeidenheid tussen God en mens. En nou gaan ek 2 woorde sê wat die mooiste woorde is in die Afrikaanse taal. Maar God. Maar God. Maar God. God het na die sondeval in Genesis 3 vers 15 'n redder beloof wat uit die geslag van die mens sal kom, uit die geslag van Eva. Daar het hy vir Satan gesê, ek gaan iemand stuur wat jou sal oorwin en jou kop gaan vermorsel. Die wonderlike reddingsbelofte in Genesis 3 vers 15. En dit is presies wat Jesus in die Nuwe Testament gedoen het, wat hy in Jesus Christus vervul het. 2000 jaar gelede betree God, die almagtige God, die soewereine God, die skepper God, betree hy sy skepping in sy seun Jesus Christus. En vervul hy die belofte van Genesis 3 vers 15. En hy stuur Jesus om as mens gebore te word, om 'n sondelose lewe as mens te lei, maar ook 'n sondelose dood te sterwe, in sy eie, maar waar ons sondes dan aan hom toegevoeg word, en sy heiligheid na ons toegevoeg word. Maar God het dit gedoen. Dit is die wonderlike reddingsbelofte wat vervul is in Jesus Christus. Dit is die evangelie van Christus Jesus. En ons het dit nou reeds gesien in die eerste 17 verse van Romeine, wat ons nou al reeds oor die afgelope paar weke na gekyk het. In die vorige 20 boodskappe uit Romeine 1. En nou kom ons vandag by Romeine 1 vers 18. En hier word ons weer gekonfronteer met hierdie geloofswaarheid. Maar God. Maar dit kom op 'n manier wat ons dit nie heeltemal verwag nie. En op 'n manier wat die mens dit nie heeltemal verwelkom nie. Wat bedoel ek? Kom ons verstaan dit so. As ons nou na Romeine 1 vers 18 kyk, dan onthou ons in Romeine 1 vers 16 en 17, het Paulus die volgende gesê, want ek skaam my nie vir die evangelie nie, want dit is die krag van God tot redding vir elkene wat glo. Eers vir die Jood en ook vir die Griek. Want daarin word die geregtigheid van God geopenbaar, van geloof tot geloof, en elkeen se geloof, elkeen se ware geloof, soos daar geskrywe is, maar die regverdige, die een wat gered is, sal uit geloof lewe. Daarin is ons lewe, in die geloof in Jesus Christus. En nou gaan Paulus na vers 18. En soos hy na vers 18 beweeg, begin hy die kern van daardie boodskap, van dat die regverdige sal uit die geloof lewe, begin hy dit nou verduidelik. Hy begin om dit te verduidelik. Wat begin hy om te verduidelik in vers 18? Die kern van die boodskap van redding. En wat sê hy dan daar? En hy help om die gelowige, die betekenis van die volheid van die evangelie reg te verstaan.
Hy begin in vers 18 om die basis, die grondslag van die evangelie te lê. En dit begin in vers 18 met hierdie stelling. En kyk nou na die eerste woordjie, vir verlede keer julle daarop gewys, want, met ander woorde, ek staan daar stil. Hy het laas gesê, die gelowige sal uit die geloof lewe. Want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar. Dis die evangelie, dis die redding, dis die basis, die fundament van die redding. En let wel, geliefdes, hierdie boodskap, Romeine 1 vers 18, is 'n boodskap wat aan elke mens wat al gelewe het, nou tans lewe en nog sal lewe kom. Met ander woorde, hierdie is die boodskap wat na elke mens wat ooit gelewe het, kom. Elke ene. Die wat nog kom ook. Tot en met die volleinding, met die wederkoms van Jesus, is dit die waarheid wat elke ene sal mee gekonfronteer word. Wat? Want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar en dit wat daarop volg. Dis die basis van redding. Juist dit. En julle ken die prentjie nou al goed, maar ek wil hê julle moet dit weer indink. En dis nou oor al die jare wat ek julle telkens daaraan herinner, dat juis al hierdie mense wat ooit gelewe het in een van twee rye staan, die wat deur God gered is, en die wat ongered is. Daar's nie nog 'n derde ry nie. Daar's nie tussen die twee rye plek nie. Dis of die wat in Christus is, of die wat nie in hom is nie, die wat ongered is. Die wat in geloof in Christus is, wat deur hom gered is, wat deur hom bevry is van Satan en die sonde en die dood, dis die een ry, en die ander wat nie gered is nie, wat nie in Christus is nie, is in 'n geestelike gevangenis en is vir ewig verdoem. Daar is nie 'n derde ry nie, ek wil dit weer sê, slegs hierdie twee. En soos wat ons vandag hier by mekaar is, geliefdes, so staan ons ook in een van daardie twee rye. En dit geld vir almal met wie ons te doen kry. En nou word die vraag dan so dikwels gevra. Maar nou wat van die wet? Waarvoor het God sy wet dan gegee? As ons die wet gehoorsaam, is ons nie gered nie. Dit is wat die Fariseërs en die Sadduseërs en die skrifgeleerdes ook gedink het. En Jesus het hulle telkens daarop gewys, dat julle is soos wit gepleisterde grafte, wat met die uiterlike tevrede is, en nie oor die hart begaan is nie. Julle is nie oor die hart begaan nie, want julle dink deur uiterlik die wet na te kom, julle God kan plesier, julle aan sy vereistes voldoen. Maar uiterlike nakoming van die wet kan ons nie in God se teenwoordigheid bring nie. Ons sal nie ons in sy heiligheid toelaat nie. Nou wat van die wet dan? Onthou, die wet is deur God aan Israel gegee, sy uitverkore volk, en deur hulle aan al die nasies wat hulle veronderstel was om uit te lewe wat hulle nie gedoen het nie. Alle mense, sodat hulle kan besef, een ding kan besef. En dink nou mooi, wat is daai een ding? Wat moes hulle daardeur besef deur die wet? Dat hulle nie die wet kan onderhou nie. Dit is wat ons in Galasiërs presies beskrywe vind deur Paulus. Galasiërs 3. Onthou, Paulus se brief aan die Galasiërs was oor hulle wettiesheid, dat hulle het juist gedink, aan hierdie uiterlike dinge kan hulle God tevrede stel. Maar kyk maar net na een enkele frase uit Galasiërs 3 vanaf vers 21. Galasiërs 3 vanaf vers 21. En daar skryf Paulus, wil dit nou sê dat die wet van Moses in stryd is met die beloftes van God? Beslis nie. As 'n wet gegee was wat in staat was om die ware lewe te skenk, sou 'n mens inderdaad vrygespreek kon word op grond daarvan dat hy die wet onderhou. Met ander woorde,
As God wou gehad het dat die mens deur wetsonderhouding gered moes word, dan sou daar redding plaasgevind het. Maar dit was nooit die doel van die wet nie. Vers 22, maar volgens die skrif is die hele wêreld vasgevang in die greep van die sonde. En die belofte word dus vir die gelowiges vervul alleen op grond van die geloof in Christus Jesus, soos wat Paulus in Romeine 1 vers 17 gesê het. En voordat hierdie geloof gekom het, is ons deur die wet gevange gehou. Ons was in die tronk van die wet en bewaak totdat die tyd van geloof sou aanbreek. Ons was dus onder die toesig van die wet totdat Christus sou kom, totdat die redder sou kom, sodat ons deur te glo vrygespreek sou word. Nie deur onderhouding van die wet nie, maar deur in Christus te glo. Vers 25, maar nou dat die tyd van die geloof gekom het, dat Christus gekom het om redding te bring, staan ons nie meer onder die toesig van die wet nie. Met ander woorde, wat ons hier uit en uit die ander dele baie duidelik verstaan is, die wet is gegee om vir ons te sê, maar julle kan nie die wet onderhou en op daardie manier dink dat julle in God se teenwoordigheid kan kom nie. Julle kan nie redding bewerkstellig deur die wetnamekoming nie. Ek wonder nou of daar iemand is wat nou sê nie, maar ons kan dit dalk 'n goeie probeerslag gee. Maar kom ons begin by die heel eerste wet dan. Soos wat ons hier sit, kan ons nou met vrymoedigheid sê, ek het God bo alles lief. Ek het God bo alles lief. In hierdie wêreld is daar niks wat ek liewer het, of wie ek liewer het as vir God nie. En net daar besef ons kan nie die wet onderhou nie. Maar die wet is 'n spieël vir ons om te sien wat God van ons vra en wat ons in Christus kry. Die wet is die spieël waarin ons kyk en ons eie onvolmaaktheid sien, en die wet dryf ons na die evangelie toe, sodat daar redding vir ons daar kan wees, in wat Christus gedoen het en nie wat ons self doen nie. Dit is die groter prentjie ook van redding. Die groter prentjie van die evangelie van Jesus Christus. En geliefdes, ons kan nie argeloos hier teenoor staan nie. Ons kan dit nie ignoreer nie. Hierdie is geloofsfeite. En hierdie geloofsfeite bepaal waar ons plek in die ewigheid gaan wees. Dit is die boodskap van die eerste 17 verse van Romeine 1, en dit vat ons dan direk, vat dit ons na Romeine 1 vers 18, wat dan vir ons sê, verstaan dit teen die volgende agtergrond, dat daar redding is, dat daar geloof in Jesus Christus moontlik is, want, en onthou, want sê nou, al die goed wat ons vooraf geskryf het, veroorsaak dit wat in 18 kom. Die eerste 17 verse veroorsaak vers 18, want. En dan verduidelik Paulus hoe God te werk gaan om sy redding in die lewe van die wat gered gaan word of gered is te laat plaasvind. Dit is die God beplande manier hoe dit gaan plaasvind. En dit word dan beskryf in hierdie verse wat nou volg. Luister weer daarna, lees dit weer. Redding is moontlik. Geloof in Christus Jesus is moontlik, want hier is die rede, die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk, omdat wat van God geken kan word in hulle openbaar is, God het hulle die kennis gegee, want God het dit aan hulle geopenbaar. So ons kan hierdie parafraseer, opsom. Maar hier sê God, vanuit my heilige woonplek, die hemel, openbaar ek, spreek ek, stel ek, my toorn, my ontsteltenis, my woede, teenoor die sonde bekend. Ek spreek dit uit, neem kennis daarvan, ek is woedend oor die sonde, my toorn rus op sonde, en op enigene wat die sonde doen, en dit is al die mense.
En ek stel dat my woede, my toorn in werking oor die ganse mensdom se goddeloosheid en ongeregtigheid. Met ander woorde, hulle betaal die prys van hulle sonde en hulle gaan dit nog betaal. Die totale omvang van hulle sonde, wat my waarheid, die goddelike, heilige waarheid, in ongeregtigheid onderdruk. Met ander woorde, die mens is so besig met sy sonde, dat hy die waarheid van God, wat hy in die natuur sien, eerstens, en wat hy uit die Bybel uit hoor of lees, dat hy dit onderdruk en lustig voortgaan in sy sonde. Hy onderdruk dit. Ten spyte van die feit, en ek praat nou nog steeds hier, ek parafraseer nog steeds God se woorde, ten spyte van die feit dat ek dit aan hulle openbaar het, bekend gemaak het, en in hulle binneste dit ingeplant en ingeprent het. Die mens ignoreer my, sê God met ander woorde. Maar hulle het hier op aarde te doen met my toorn, wat ek openbaar het, want die gevolge van die sonde is juis hier rondom ons. En as ons nou praat van hoe moeilik die lewe word, hoe onmoontlik die lewe word, hoe sondig die lewe word, dan is dit juis die gevolge van God se toorn wat in hierdie wêreld opmerklik is. So dis wat God min of meer hier in vers 18 vir ons wil sê. Ek is heilig, ek openbaar my toorn oor die sonde. Maar die mens wil dit nie hoor nie. Ten spyte van wat hulle sien en wat hulle hoor. Kom ons gaan na 'n paar algemene gedagtes. Kyk na daardie werklik ontstellende gedagte van vers 18. Die toorn van God word van die hemel af openbaar. Wanneer Paulus dit nou hier in vers 18 sê, dan betrek hy al die vorige feite oor redding by vers 18. Alles wat ons tot dusver nou uit die eerste 17 verse word hier ingetrek. Dit word daarby saamgetrek. Dit kom by die gedagte wat saamgebind word. En kyk na daardie sleutelwoord. Want, daar staan want. Want redding vind plaas of word veroorsaak. Want God het sy toorn openbaar oor die sonde. Dis deel van sy genade. En soos dit hier gestel word, is dit nie net die spesifieke sondes wat ons elkeen begaan nie, maar dit is die geheel sonde van die wêreld, vanaf Adam en Eva se sonde, tot op die hede en wat sal voortduur tot en met die volëinding. Met ander woorde wat hier staan, God is ontsteld oor alle sonde, elke sonde. Hoeveel duideliker kan ek dit nog stel? God is ontsteld, hy openbaar sy woede oor elke sonde. En daar is nie grootiekies of kleinkies of iets. Sonde is sonde. In sy redelik indringende boek, die geestelike noodtoestand in die kerk, skryf Dr. Kobus Visser in 'n hoofstuk oor die evangelie die volgende. Hy sê, ons is groot sondaars. Jesus is die groot verlosser en hy bewerkstellig 'n groot verlossing vir ons. Maar ons moet wedergebore word. Ons moet glo in Jesus Christus as ons verlosser en Here en tot bekering kom. En die wet maak dit aan ons bekend dat ons 'n ongeneeslike siekte, tussen hakies sonde het, terwyl die evangelie die genesing verskaf. Die evangelie gaan nie oor 'n saak nie, maar 'n persoon, dit wil sê ons verhouding met Jesus Christus. Of hy ons redder is of nie. Jesus het aarde toe gekom om sondaars te red, nie vir die selfregverdiges nie. Nie die wat hulle self red of dink dat hulle die wet onderhou in God se teenwoordigheid sal kan kom nie. In Romeine 4 vers 5 lees ons dan, maar die mens wat nie op wetsonderhouding staat maak nie, maar wat glo in hom wat die goddeloses vryspreek, hy kry vryspraak deur sy geloof. Daar is 'n goeie opsomming daarvan. Maar ek het dit net nou gedoen terloops, maar nou wil ek weer spesifiek meer teruggaan daar. Die idee van 'n God wat sy toorn openbaar.
is vir die mens in die huidige tydsgees baie onwelkom. En dit word al hoe meer so in hierdie wêreld waarin ons leef. Die evangelie word al hoe meer onaanvaarbaar. En ek het nooit in my wildste drome gesien, of gedink dat in my tyd die evangelie so onaanvaarbaar sal wees vir die wêreld soos dit nou is nie. Want nog nooit van tevore het die wêreld so 'n gebrek aan respek vir God en sy woord gehad nie. En dit kom in baie instansies wat voorheen soort van Christelik was, wat nou totaal Christeloos is. Regerings van lande wat geroem het om Christelik te wees, is nie meer nie. En ons kan aangaan in baie, selfs in ons eie land dit gaan uitsoek. Maar het gaan daaroor, geliefdes, die evangelie is onwelkom in ons tyd. Die wêreld, die mensdom wil dit nie hoor nie. Die mens wil nie aanvaar dat daar 'n gevestigde standaard van reg en verkeerd is nie. En hulle wil nie God se waarheid as hulle waarheid aanvaar nie. Want, en dit is wat al hoe meer van die mens van ons daar gesê word, hulle is self die standaard. Hulle is self die standaard. Alles is relatief tot die mens. En as hy môre van standpunt verander, dan verander dit ook môre. Maar daar is geen vaste standaard nie. En dan word daar ook nog gesê, as julle dan nou, as julle as kerk van Jesus Christus, as jy as gelowige van wat in Christus Jesus glo, as jy oor die evangelie wil praat, as jy oor redding in Jesus Christus wil praat, praat oor sy liefde. Moenie kom met sy toorn wat geopenbaar word oor die sonde, nie? Praat net oor sy liefde. Dis al wat ons wil hoor. Dit pas ons. En dan kan ons rustig gaan sit in die kerk, rustig gesis deur die liefde van God. Nie dat dit nie 'n werklikheid is nie, maar waar begin die liefde van God? Hier in Romeine 1 vers 18. God wat sy woede openbaar, sy toorn openbaar oor die sonde. Maar die kerk van die dag sê, nee, vertel ons liewer van die voorspoed en die oorvloedigheid wat daar in hom beskikbaar is, dat ons beste lewe nou hier op aarde alreeds het. Ons wil nie hoor van sonde en toorn en straf en daai goeters nie, nee, bly stil. Ons wil praat van die liefde. Ek gee net so 5 na 10 minute gedagtetjies, 'n paar gedagtetjies oor die liefde en ons gaan baie gelukkig huis toe en ons is reg tot volgende Sondag en dan is ons vry van al die ander dinge. Ons wil nie van die sonde weet nie. En so word die waarheid van God se oordeel oor sonde en die wat dit begaan verswyg in die kerk van ons dag. Maar Romeine 1 vers 18 wys vir ons duidelik dat die evangelie van Christus nie so is nie. Want hy praat in vers 17 nog van dat redding alleenlik in Christus Jesus is, dat die regverdige deur geloof in Christus Jesus sal lewe, want God openbaar sy toorn oor die sonde. Hoeveel duideliker kan dit wees? Waarin is die liefde dan? Dit begin by God se toorn oor die sonde. En hy maak seker daardeur dat almal die werklikheid verstaan, dat hulle onder God se toorn is, almal, tensy hulle deur Jesus Christus gered word. 'n ander kommentator het gesê, dit maak logies en teologies sin, dat 'n persoon nie wonder van God se dat 'n persoon nie die wonder van God se genade kan waardeer, verstaan, voordat hy weet wat die volmaakte eise van God se wet is nie. Met ander, as jy nie in die spieël van God se wet jou sonde sien nie, het jy nie 'n behoefte aan die redder nie. Jy weet nie dat jy 'n redder is nie, en dat jy 'n redder nodig het nie. Hy weet nie hoe hy lyk as hy nie in die spieël van God se wet kyk nie. En hy kan nie die volheid van God se liefde vir hom waardeer nie, totdat hy weet van God se toorn teen die sonde.
Hy kan God se vergifnis nie waardeer nie, totdat hy weet van die ewige gevolge van die sonde wat straf en die dringendheid van vergifnis vereis. So ons moet verstaan dat al hierdie aspekte en nog meer hier ingesluit word in vers 18. Dat God se toorn word geopenbaar. Nou daardie woord toorn is die Griekse woord orgei, en dit verwys na 'n gevestigde, vaste, bevestigde, vasberade verafskuwing, veragting teenoor iets of iemand. Nou maar, jy moet dit verstaan, dit is 100% teen die ding waarteen orgei is. 100% toorn teen daardie ding. As daardie ding dit is die toorn van God 100% die teenoorgestelde. Want dit is wat God dan openbaar en dit is wat vir ons sê, hoe hy oor die sonde voel. En dit is hy dan inderwaarheid, want hy is die heilige God, wat ons nie is nie. God het 'n afskuw daaraan, om dit nou sagkens te stel. Hy is toornig daaroor, om dit nog verder te stel. En om dit nog verder te beklemtoon, dit gaan tot straf lei. Dit gaan tot straf lei. En ons hoef nie daaraan te twyfel nie, geliefdes, want dan vat ek julle na die kruis van Golgotha. Daar het God gewys hoe erg hy oor die sonde voel. Daar die ergste dood wat enige mens kon sterf, het Christus gesterf, om te wys hoe God oor die sonde voel. As ons dan hierdie boodskap ignoreer, dan is ons terselfdertyd besig om dit wat Christus aan die kruis vermag het, om dit minder te ag. Om dit af te skaal en te sê, ag, dit was nou nie regtig so erg nie. En dit is dan wanneer ons dan eintlik sê, dit was maar net 'n historiese gebeurtenis met geen relevantie vir ons dag nie. 'n ander kommentator sê, dit is 'n hartseer en seker teken van morele bankrotskap, wanneer ons nie in staat is om kwaad te wees vir sonde en sondaars nie. Morele bankrotskap. Ons het geen basis van moraliteit in onsself nie, en ons laat die sonde maar net toe. En as ons teëstand ondervind, dan sê ons nie meer, dis goed so. Dis een ding wat ons, dis 'n luksheid wat die gelowige nie het, en dis om nie die sonde aan te spreek nie. Dis so duidelik hoe God oor die sonde voel, kan ons dit dan ignoreer. En dan sê hy nog, die kommentator is die gevolge van 'n verskroeide gewete, wat die skeidslyn tussen goed en kwaad vernietig. En dit is die waarheid. As daardie skeidslyn eerste keer oortree is, ons kan teruggaan na 'n kind wat begin om te verstaan dat daar 'n skeidslyn is tussen reg en verkeerd. As daardie kind toegelaat word, en nou ongelukkig hier die ouers van ons dag 'n groot stryd, want waar die gemeenskap voorheen byvoorbeeld hierdie skole saamgewerk het om die skeidslyn te handhaaf, is dit nie meer nie. En nou is dit op die ouers alleen aangewese, en die ouers word selfs deur die wet aan bande gelê oor wat hy mag doen, omdat die kind nie geleer word wat die verskil tussen reg en verkeerd is, en die gevolge daarvan te ondervind nie, is dit wat in die gemeenskap gebeur, juist dan 'n uitvloeisel daarvan. Maar wanneer ons na die Ou Testament kyk, dan sien ons dat God op geen ondubbelsinnige wyse sy toorn en sy afskuw oor die sonde uitgespreek het nie. Kom ons kyk na enkele Ou Testamentiese voorbeelde. Noag in Genesis 6 en 7. Van die hele wêreld, die ganse wêreld, net Noag en sy gesin. Altesaam 8 mense wat dit oorleef. Dit was God se toorn teen die sonde. Die toorn van Babel, die verwoesting en die vernietiging en die verspreiding wat daar plaasgevind het. Genesis 11 vers 1 tot 9. Die verstrooiing van die mens oor die aardbol.
Sodom en Gomorra, die vernietiging van dit wat God in sterkte as 'n abominasie, 'n verafskuwing beskou, en wat nou deesdae selfs deur die kerke goed gepraat word. God het duidelik gewys hoe hy daaroor voel, en die kerk van ons dag kom sê, ag nee wat, ons moet nie so ernstig daaroor wees nie, ons moet hulle net lief hê. En dis reg, laat ons hulle lief hê, maar laat ons ook die waarheid openbaar. Laat ons ook die waarheid oor wat God van homoseksualisme dink, openbaar aan hulle. Want dit is nie liefde om iemand onbelemmerd in sy sonde te laat aangaan nie. Dink aan Farao en sy leer wat in die see verdrink het terwyl hulle die Israeliete agtervolg het. Eksodus 14 en 15. Dink aan die heidense konings wat God geheel en al vernietig het, met hulle leer en die nasies. In 2 Konings Sanherib, in Daniël 4, Nebukadnesar, en Belsasar in Daniël 5. Maar God het selfs teen sy eie mense nie gehuiwer om teen hulle sy toorn te openbaar nie. Koning Nadab, omdat hy kwaad gedoen het in die oë van die Here en op die weg van sy vader gewandel het in sy sonde wat hy Israel laat sondig het. 1 Konings 15. Aaron en Miriam, Moses se broer en suster, omdat hulle Moses se openbarings bevraagteken het. Numeri 12. So sien ons dat God huiwer nie om op te tree teen die sonde nie. En net so word God se toorn duidelik en sonder skroom dan ook in die Nuwe Testament vertoon. Byvoorbeeld Johannes 1 vers Johannes 3 vers 16, daardie bekende vers, waarin die wêreld so vinnig hardloop, want God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigborige seun gestuur het, sal nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Daardie vers ken almal goed, maar die verdere vers, 20 verse verder, word geïgnoreer. Net 20 versies verder, in Johannes 3 vers 36. Wie die seun nie gehoorsaam nie, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. Hoe kan ons Johannes 3 vers 16 oplig en ophemel en sê dit is God se waarheid, maar nie Johannes 3 vers 36 sê dit is ook die waarheid nie. Is ons as kerk skuldig daaraan, geliefdes? Kyk ons na ander voorbeelde in die Paulus se brief aan die Korintiërs, 1 Korintiërs 16:22, dat die Here, elkeen wat die Here nie lief het, vir ewig vervloek sal word. In Efesiërs 5 vers 6, laat niemand met julle met leeuwoorde mislei nie, want oor hierdie dinge kom die toorn van God oor die kinders van ongehoorsaamheid. Die toorn van God. Kolossense 3 vers 5 en 6, onsedelikheid, onreinheid, hartsog, bose begeertes, hebsug, wat neerkom op afgoderry, die toorn van God sal kom. Ook in 2 Tessalonisense 2, en al daardie ander voorbeelde, ek gaan dit nie nou eers noem nie, gaan kyk gerus daarna. God se openbaring van homself, oor sy woord, oor wie hy is en wat hy is, getuig voortdurend oor 2 dinge, en dit is sy liefde en sy toorn, en jy kan die 2 nie skei nie. Want sy liefde begin deur die feit dat hy toornig is oor die sonde. En as die toorn nie gekom het nie, kan die liefde ook nie kom nie. Want dan sou God ontrou wees aan homself. Dit gaan oor God se heiligheid. En dit kan ons nie van God verwag nie. God se heiligheid verwag van hom dat hy die toorn oor die sonde moet openbaar. En as ons dan sê, nee, net Johannes 3 vers 16, net die liefde, moenie vir ons van 3:36 oor sy toorn vertel nie. Dan sê ons, julle verwag van ons om ontrou aan God te wees. En so sien ons dan hoe groot God se genade werklik is. En kan ons begin verstaan dat God se woord openbaar die slegte nuus in die oë van die mens,
voor die goeie nuus. God se regverdige oordeel oor die sonde word verkondig voordat sy genadige vergifnis oor die sonde aangebied word. Eers die besef wat jy doen, besef wie jy is, maar daar is redding beskikbaar. Kyk eers in die spieël en kyk wat jy kan word. 'n Persoon het geen rede om redding te soek as hy nie weet dat hy redding nodig het nie. 'n Persoon het geen rede om geestelik te wil lewe tensy hy besef hy is geestelik dood nie. En daarin is die genade van God gesetel, geliefdes. Daarin. En nou gaan ek afsluit met 'n aanhaling. God's attributes, God se eienskappe. God's attributes are balanced in divine perfection. If he had no righteous anger and wrath, he would not be good, just as surely he would not be God without his gracious love. God se toorn, God se liefde. Dis 'n perfekte balans. He perfectly hates just as he perfectly loves. Perfectly loving righteousness and perfectly hating evil. Hy is net so totaal God in sy aanbied van die liefde as wat hy totaal God is in sy veroordeling van die sonde. One of the greatest tragedies of modern Christianity, including much of evangelicalism, dis waarvan ons deel is the failure to preach and teach the wrath of God and the condemnation it brings upon all with unforgiven sin. The truncated, die verkorte, verkleinde, afgestompte, sentimental gospel that is frequently presented today falls far short of the gospel that Jesus and the Apostle Paul proclaimed, soos wat Paulus hier in Romeine 1 doen. A disease, a siekte, has to be recognized and identified before seeking a cure means anything. Jy moet eers weet wat die siekte is voordat jy medisyne kry daarvoor. God's righteous judgment against sin is proclaimed before his gracious forgiveness of sin is offered. A person has no reason to seek salvation from sin if he does not know he is condemned by it. He has no reason to want spiritual life unless he realizes he is spiritually dead. En so sien ons geliefdes, dit is in hierdie geestesdooie wêreld dat God se genade met ons lewens kruis en hy deur die werking van sy gees en sy woord in ons lewens ingryp. En dit, geliefdes, is die evangelie van Christus Jesus. En dit is daardie onbeskryflike groot genade waarvan ons so maklik sing. Maar ons moet weet, die fundament, die basis van daardie groot genade is die verkondiging van God se toorn teen die sonde. En dan sy oplossing van sy liefde in Christus Jesus. En dan kom Romeine 1 vers 17 en 1 vers 18 by mekaar uit. Daar die redding alleenlik in Christus, omdat jy glo, teenoor wat geboekstaaf word, deur die feit dat God sy grootste denkbare toorn uitspreek oor die sonde. En dan vat dit ons na een plek, en dit is om te verstaan wie God is. Dat hy heilige God is, die heilige God, wat die sonde nie kan verdra nie. En daarom stuur hy die verlosser wat hy beloof het in Genesis 3 vers 15. En daarom, 4000 jaar later, stuur hy Jesus om te kom. Die vervulling van Genesis 3 vers 15. En hier staan ons nou 6000 jaar na Genesis 3 vers 15. En ons kan sê, ja Here,
ons verstaan en ons besef dat U die waarheid gespreek het. Maar net so kan ons dan ook in die waarheid staan van die verlossing wat ons deel gaan wees. Wat ons nou reeds ten dele hier het. Maar die volkomenheid wat vir ons wag, wanneer ons in sy teenwoordigheid kom, wanneer die sonde en die dood en die Satan finaal oorwin is. Daardie trio teenoor wie God sy toorn openbaar. Mag die Here hierdie boodskap in ons harte, in ons gedagtes, ons verstand, in ons wese, in ons lewens laat insink dat ons dit werklik kan gaan lewe. Die werklikheid daarvan kan gaan lewe. Ons loof die Hemelse Vader vir die groot genade. Dit is genade, Here, om van U toorn te praat. Dit is genade om daarvan te getuig wanneer ons met sondige mense te doen kry. Dit is almal ons self daar, maar ons is gered in Jesus Christus en ons dankie daarvoor. Maar die wêreld wat nie van U en U genade wil weet nie, wat nie van die genade wat in Jesus Christus beskikbaar gestel is wil weet nie, wat hulle rug op die evangelie draai, op die waarheid draai wat U geopenbaar het. Here, mag ons hierdie waarheid leef, uitleef, uitspreek en mooi verduidelik, dat daar kan nie genade wees sonder die besef van die sonde nie. Omdat daar geen sonde in U teenwoordigheid kan kom nie. En as daar nie met die sonde gehandel word nie, en daar is net een manier en dit is in Jesus Christus, kan niemand toegang tot U kry nie. Here, dit is die groter prentjie. Dit is die prentjie van U genade waarvoor ons U loof en dank en vra, Here, maak ons instrumente in U hand en mag dit tot U verheerliking wees. Maak U kerk sterk, Here, in hierdie waarheid. Maak U kerk sterk in hierdie waarheid. En mag dit tot U verheerliking wees. In die grootste afhanklikheid pleit ons dit in Jesus se naam. Amen.